Dag sy vriende en welkom weer terug vir vanoggend by ons kort reeksie God se finale oproep. Ons het nou gesien gister dat God werklik ons verlosser is, net dat ons sy woord kan vertrou en dat ons op hom kan staatmaak. Ons het gister gesien wie die vyand is en ons het ook gesien dat God in die toekoms kan insien. Vanoggend my vraag is, wat beplan God vir ons? Het ons 'n toekoms? Wat lê vir ons voor? So ek het my lesing getema, hoop op 'n glorieryke toekoms. En ek het dit gesien as gevolg van 'n vers in die Bybel, Jeremia 29 vers 11, wat lees, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Wat beteken 'n hoopvolle toekoms? 'n hoopvolle toekoms beteken, dit gaan in die toekoms gebeur. Dis nie 'n hoopvolle koms vandag nie. Dis 'n toekoms. So God het definitief vir ons 'n toekoms in sig. Wat is daai toekoms? Maar onthou, ons het ooreengekom dat ons net gaan glo wat in die Bybel is. Niks anders nie, net in die Bybel. So as dit nie in die Bybel is nie, is dit nie vir my nie. Johannes 14 vers 1 sê, dat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my vaders is daar baie wonings, en as dit nie so was nie, so ek julle gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. So die eerste dinge wat ons moet oplet is dat daar's reeds wonings. Ek was geleer as kind, Jesus bou op hierdie stadium vir my 'n huis. Dis nie so nie. Daar's reeds wonings, Jesus gaan net om nou te gaan voorberei vir ons wanneer hy kom. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. So wat probeer Jesus vir ons sê in Johannes 14? Hy sê, ek kom julle haal. Ek is besig om julle plek voor te berei. En wanneer ek klaar is, kom ek julle haal. Ek weet nie of julle al gesien het nie in die Bybel, word daar meer as 1500 keer gepraat van die wederkoms. Is amper 1 uit elke 25 vers wat daar gepraat word daarvan. Dit sê nogal iets vir 'n mens as dit so baie beklemtoon word. Jesus sê, kyk, wat wag op julle. Het julle al ooit gewonder wat gaan in die hemel gebeur? Wat gaan gebeur as Jesus ons kom haal? Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit lyk? Gaan mense daar wees oud, sieklik? Gaan hulle dalk 4,5 vingers hê? Gaan hulle hare weg wees? Hoe gaan hulle lyk? So kom ons gebruik vandag 'n bietjie die skrifte net om te sien wat Jesus ons beloof. Jesaja 11 vers 6 sê, dan wy die wolf by die lam en die luiperd gaan lê by die bokkie en 'n klein seentjie jaag hulle aan. Is dit nie 'n wonderlike gesig nie? Ek persoonlik het wilde diere aangehou. Ons het leeu's, luiperds, tiere, elke wilde dier aangehou op die plaas. En ek moes elke dier in 'n hok toemaak om seker te maak dat wanneer daar mense kom, hulle kinders en selfs die groter mense nie naby die diere kom nie. Maar hier sê die Here, daai diere gaan saamwy en 'n klein seentjie gaan hulle aanjaag. 'n Klein seentjie gaan hulle aanjaag. Nie 'n groot seun nie, 'n klein seentjie gaan hulle aanjaag. Vir my is dit een van die mooiste dinge om na uit te sien, om dit eendag te kan ervaar. Jesaja 33 vers 24 sê, en geen inwoner sal sê, ek is siek nie. Wow, geen een gaan sê hy is siek nie. Daar gaan nie hospitale wees nie. Daar gaan nie siekbeddens wees nie. Niemand gaan siek wees nie. Jesaja 35 vers 5 sê, dan sal die oë van die blindes geopen word. Mense, ek het ervaar, waar ek eendag in 'n gehoor gesit het, en daar was 'n blinde man in die gehoor. En ek het vir 'n klein Godpad gegee. Dit is 'n klein toestelletjie waar die Bybel opgeneem is. En toe daai man daai ding aansit, en hy hoor die Bybel, wens ek julle kon sy gesig gesien het, net om die Bybel te kon hoor. Hoe sou sy gesig gelyk het daai aand, as hy sy oë oopgemaak het en my gesien het.
sy geliefdes gesien het. Vir die eerste keer die stem van sy ma, wat hy so gewoond aan was, die gesig agter die stem kon sien. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie. En die ore van die dowes sal ontsluit. Het julle dit al ooit net bedink? Al die mooi klanke wat ons in die môre mee wakker word, daai mooi voel gesang, al die mooi klanke, selfs dit wat ons irriteer, die hoeters, en die geskree, en die lawaai, gaan vir daai man wonderlik wees, om dit te kan hoor. Vers 6 sê, dan sal die lamme spring, soos 'n takbok. Ek dink, dit gaan seker een van die mooiste gesigte wees. Daai mense wat vasgekluister sit op 'n stoel, hulle lewe lank, ewe skielik kan daai bene werk, en hy kan opstaan, en hy kan beweeg, en hy kan hardloop, soos 'n bokkie. Mense, dis iets om na uit te sien. Vers 6, en die tong van die stomme sal jubel. Jy al gehoor 'n stom mense praat. Hulle het 'n manier van praat. Hulle het 'n skree manier. Hoe gaan dit wees as hulle daai stem van hulle kan gebruik, soos wat ek vermoed myne kan gebruik om met julle te praat? Ek kan nie aan mooier dinge dink as dit nie. Jesaja 65 vers 17 sê, want kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en sal in die hart nie opkom nie. Ons gaan nooit weer dink aan vandag nie. Ons gaan nooit weer dink aan gister nie. Ons gaan nie dink aan die swaar kry nie. Ons gaan nie dink aan die verdriet nie. Ons gaan nie dink aan ons ouers wat op die bed gelê het, wat siek was nie, wat gesterf het. Ons gaan nooit weer daaraan dink nie. Vers 21 sê, en hulle sal huise bou en bewoon en wingerde plant en die vrug daarvan eet. As ons vandag, ek loop op 'n plaas, en wanneer die vrugtebome bot en die vrugte is daar, is dit maar 'n gesukkel om alles in die huis te kry. Want almal kom vat vir hulle. Maar hier sê die Here, nee, ons gaan ons eie huise bou. Ons gaan ons eie vrugte hê. Ons hoef nie te worry nie. Vers 22 sê, hulle sal nie bou en 'n ander dit bewoon nie. Hulle sal nie plant en 'n ander dit eet nie. Presies wat ek nou vir julle gesê het. So ons sal nie vanaand gaan slaap en die bekommernis in ons hart hê dat môre my plaas by my weggevat gaan word nie. Of môre julle huise by julle weggevat gaan word nie. Nee, dit gaan jou eiendom wees. Dit wat jy geplant het, sal joune wees. Jy hoef nie bekommerd te wees daaroor. Openbaring 21 vers 21 sê, die straat van die stad sal suiwer goud wees, soos deurskynende glas. Wow! Dink 'n bietjie vandag aan ons paaie, ons strate. Ons toer baie op in Afrika, en party plekke is dit die spreekwoordelike Bobbejaan kan nie daar loop met 'n kierie nie. Hier sê die Here vir ons gaan strate hê van suiwer goud, soos glas. Mense, ek dink dis iets om na uit te sien. Vers 23, en die stad het die son en die maan nie nodig nie, aan hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Hoor julle, daar gaan nie 'n son wees nie, daar gaan nie 'n maan wees nie, maar die heerlikheid van God, wat so gaan uitstraal, gaan alles verlig. Dis eintlik asemrowend om te dink aan wat ons alles nou gelees het. Wie van julle sien nie uit om daar te wees nie? Ek sien verseker uit om daar te wees. Openbaring 21 vers 4 sê, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook geen droefheid nie. Ons gaan nie meer nodig hê om te huil nie. Die trane gaan opdroog, daar gaan geen nodigheid wees daarvoor. Openbaring 21 vers 4 sê verder, geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. So met ander woorde, wanneer die Here ons kom haal, gaan al hierdie dinge agterbly wat ons vandag in leef. Hartseer, pyn, verdriet, strate, dowe mense, blinde mense, stom mense, alles gaan verby wees. Alles gaan nie wees.
Dit gaan wees soos in die tyd wanneer God vir Adam en Eva geskaap het. Perfek. Is dit nie 'n tyd om of in iets om na uit te sien? Ek sien verseker uit daarna. So Jesus het beloof hy kom ons haal. Nou wanneer hy ons kom haal, hoe gaan dit gebeur? Gaan daar 'n verwarring wees van hoe dit gaan gebeur? Kom ons gebruik die Bybel en kom ons kyk wat sê. Handelinge 1 vers 10 sê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê, Galileese manne, waarom staar julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus van julle, wat opgevaar het, is in die hemel. Sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Met ander woorde, daai 2 manne in wit klere, 2 engele sê vir hulle, waarom staar julle so? Waarom kyk julle? Net soos Jesus opgevaar het, so gaan hy neerkom. Hoe het hy opgevaar? As 'n mens opgevaar hemel. So hy gaan presies net weer so terugkom. So gaan hy afkom as 'n God. As hulle sê soos hy opgevaar het, hy het nie opgevaar as 'n God nie. Hy kom af as 'n mens, as die seun van God. As ek saam met hom opgaan en daarmee jy saam met hom opgaan, gaan ons seuns en dogters van God wees wat gaan saam opvaar na die Here. Openbaring 1 vers 7 sê, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien. Wat beteken elke oog gaan hom sien? Almal gaan hom sien kom. Nou wil ek 'n vraag vra. Wat van die wegraping? Wat vir my gesê word, ek gaan verbaas wees as my familie weg is. Maar die Bybel sê duidelik, elke oog gaan hom sien. Lukas 21 vers 27 sê, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in wolke met groot krag en heerlikheid. So elke oog gaan hom sien, dis geen geheim nie. Hy gaan sigbaar wees. Sal dit hoorbaar wees? Sal ons hoor as die Here kom? Sal elke oor op hierdie aarde hoor as Jesus kom? Matteus 24 vers 31 sê, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geklank. So ons gaan definitief hoor as die Here kom. Dit gaan nie 'n stil ding wees nie. Het jy al geluister as die mense trompette blaas? Dis hard. Ons gaan definitief die Here hoor. Lukas 21:27 sê, en dan sal hulle die seun van die mens sien kom in 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Hoe kan ek daai krag vir julle beskryf vandag? Het julle al gedink en geluister na donderweer? As daai donderweer so slaan, dis 'n helse slag en krag. So gaan dit wees as die Here kom. Ons gaan verseker weet as die Here kom. Hy gaan sigbaar wees en ons gaan hoor as hy kom. Matteus 25 vers 31 sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike kroon sit. So waarom bring hy die engele saam? As die Here nou kom, sigbaar, hoorbaar, kom hy met engele. Waarom? Matteus 24 vers 31 verduidelik vir ons, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemel af tot aan die ander einde. So met ander woorde, wanneer Jesus kom met al daai duisende engele, gaan hulle sy kinders bymekaar maak, sodat ons dan saam met hom, saam met die engele op na Jesus sal vaar en dan saam in die hemel sal opvaar. So dit gaan 'n skouspel wees. Die engele kom saam. Al die uitverkorenes word versamel. So wat gebeur as die Here ons kom haal? As hierdie alles nou bymekaar is. Kom ons luister wat sê Paulus in Tessalonisense 4 vers 16. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met klank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. So ons sal verseker weet as hy kom. Verseker gaan ons weet as hy kom. Luidrigtig soos 'n basuin.
En luister wat ons nou net gelees het. Met die wederkoms gaan dit die eerste opstanding wees. So wat gebeur na die eerste opstanding? Wat gaan daarna gebeur? Vers 17 sê, daarna sal ons saam met die wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. So wat gebeur? Wanneer die Here kom met die engele, met die bassein geklank, gaan die grafte oopgaan. Al die geslapende gelowiges gaan opstaan en saam met die lewende wesens wat op aarde is, saam gaan hulle die Here tegemoet in die lig. Dis die eerste opstanding. Nou as daar 'n eerste opstanding is, wanneer is die tweede opstanding? Nou hierdie is seker een van die verse wat mense lees en dit nie raak sien in die Bybel. Kom ons gaan na Openbaring 20 toe. En ek het die engele die hemel sien neerdaal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. Vers 2, en hy het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel die draak is, en hy het hom gebind vir 1000 jaar lank. So wanneer die Here afkom, kom hy met 'n ketting. Hy gaan die draak vang, hom verbind vir 1000 jaar. Vers 3 sê, en hom in die afgrond werp, en hom toesluit, en dit bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei, tot die 1000 jaar volëindig nie. Daarna, hoor mooi daarna, moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En nou die vers 5. En die ander dode het nie herlewe tot die 1000 jaar volëindig was nie. Dis die eerste opstanding. Julle gehoor? Julle verstaan? So wanneer die Here kom met sy engele, die ontslapendes, die lewendes, saam in die hemel wees. Waar is die ander mense? Ons het nou net gelees, hulle gaan na 1000 jaar opstaan. So hulle is nie daar nie. En na die 1000 jaar staan hulle op. En die mense weet dit nie. Baie mense weet hiervan. So met die wederkoms is dit die eerste opstanding. En dan 1000 jaar later is dit die tweede opstanding. Vers 6 sê, salig en heilig is die wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees, en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Daar is soveel teorieë oor die 1000 jaar. Maar hier is die Bybel baie, baie duidelik. Na die wederkoms is daar 1000 jaar wat almal op die aarde dood is, behalwe Satan en sy trouwante. Want na die 1000 jaar staan hulle eers op. So as dit 1000 jaar vrederyk, dan waar? Is daar geen mens op die aarde is nie, wie kan Satan mislei? Daar's geen mense nie, hy kan niemand mislei nie. So die ketting waarvan die Bybel praat, is nie 'n fisiese letterlike ketting nie. Satan gaan gebind wees in sy omstandighede. Vir 1000 jaar kan hy niks en niemand pla nie. Hy hoef nie die ander engele te mislei nie. Hy het hulle klaar verlei, hulle slaap saam met hom in die moeilikheid. So dis eers na daai 1000 jaar, wanneer die ander mense wakker word en opstaan, wat hy kan verder mislei. En dan, dit is die tweede opstanding. So kom ons som op. Net soos hy opgevaar het, kom hy weer. Dit gaan sigbaar wees. Hy bring engele saam om die kinders bymekaar te maak. Dit gaan hoorbaar wees, met klank van 'n bassein. Dis die eerste opstanding. So met ander woorde, met die wederkoms, dis die eerste opstanding. Dan die tweede opstanding is 1000 jaar na dit. Jy het ooit gewonder waarom het Jesus sy disippels gewaarsku in Matteus 24 oor misleiding? Want hierdie, wat ek nou met julle deel, is een van die grootste misleidings in die wêreld. Min mense verstaan die konsep van die wederkoms. Min mense weet van die tweede opkoms of die tweede opstanding. Min mense. So Jesus het ons gewaarsku om te pas op van dit.
kyk na my skrifte, ondersoek my skrifte, dat julle die waarheid kan weet. Ons word juis ook gewaarsku van valse profete. En hoeveel mense verkondig nie dit wat ek vandag vir julle wys, wat in die Bybel staan. Onthou ons lese, as dit in die Bybel staan, is dit vir my. So ek glo, dit is vir my. Onthou gisterand se waarskuwing het ons gelees van Openbaring 13 vers 3. En die hele wêreld het verwonderd agter die deur aangestap. Die hele wêreld. Dis juist hoekom Jesus gewaarsku vir die misleiding. Dat vandag die hele wêreld nie agter die Satan moet aanstap nie. Maar sy skrifte moet gaan ondersoek om seker te maak wat daarin staan. Wat glo die meerderheid van mense vandag? Hulle glo dat die gelowiges weggeraap gaan word. Niemand gaan dit sien nie. Het gaan wees soos 'n dief in die nag. As jy sien, is dit verby. Al die ongelowiges word agtergelaat. Dis wat die meerderheid mense glo vandag. Is dit wat ons nou net gelees het? Nee. Onthou wat ons gelees het in Petrus? Is nie 'n saak van eie uitleg nie. Ons moet die Bybel gebruik. Nou kom ons kyk, wat sê die Bybel vir ons, wanneer ons die selfstudie gaan doen. Lukas 17:34 sê, ek sê vir julle, in daardie nag sal daar 2 op die een bed wees. Die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Dis verse soos die, wat die mense kom en sê, maar hier staan dit. 2 is op die bed, en die een word aangeneem, en die ander word gelaas. Maar kom ons lees noukeurig wat daar staan. Kom ons lees met 'n vergrootglas wat daar staan. Vers 35 sê, 2 vroue sal saam maal, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. Vers 36 sê, 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. So in al die gevalle sien ons 2, een aangeneem, een verlaat. In al die verse wat ons gelees het. Vers 37 sê, en hier moet ons nou oplet. Want Jesus verduidelik vir ons hier wat hy sê. Hy sê, en hulle antwoord en sê vir hom, waar Here? Wat beteken hy waar Here? Here, waar gebeur dit? So dit gaan nie oor wie aangeneem word en wie verlaat word nie. Dit gaan oor waar gebeur dit, Here? Onthou julle daai oog-breintoets? Ons moet insig hê in dit wat ons lees. Ons moet verstaan wat ons lees. Ons moet nie lees en verstaan wat vir ons voorgesê word. Die Here is baie duidelik hier. Waar is dit? En hy sê vir hulle, waar die liggame lê, daar sal die aasvoëls wees. So dit gaan nie oor wie's geneem en wie's gelaat nie, is waar gaan dit gebeur? Onthou julle die oog-breintoets? Ons moet besef wat ons lees, moet ons verstaan. Ons moenie gaan op wat mense vir ons sê nie, want baie keer lees ons die woord van God, en dan wanneer die interpretasie in ons brein moet gebeur, onthou ons wat vir ons voorgesê is. Nee, selfstudie is die sleutel na kennis. Ons moet die goed gaan self lees. Ons moet gaan verstaan. Dit is nie waar as hulle wie is geneem nie, maar waar het dit gebeur? So Jesus het baie duidelik geantwoord. Ons kyk nou weer in Lukas 17 vers 37. Waar die liggame lê, daar sal die aasvoëls saamkom. So met ander woorde, die aasvoëls gaan wees waar daar liggame lê. Kom ons kyk. Onthou ons het gesê, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, versie op versie, gebod op gebod. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel in Matteus daarvan. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls saamkom. So hulle het saamgestem. Hulle het verstaan wat die Here vir hulle probeer sê en verduidelik het. Nou kom ons gaan oor na Johannes toe in Openbaring. Openbaring 19 vers 21. En die ander, ek het ingeskryf daar, lewende ongelowiges as Jesus kom, is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit. So hoor weer mooi, wanneer Jesus kom om ons te kom haal, gaan al die ongelowige mense gedood word met die swaard wat uit sy mond kom.
Al die ongelowiges. So dis waar die liggame gaan wees. Jesaja 11 vers 14 bevestig. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond en met die stem van sy lippe die goddelose doodmaak. Tessalonisense is ook duidelik, Paulus sê vir ons, en dan sal die ongeregtigheid geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet maak. So wanneer die Here kom met al die engele om sy kinders te kom haal, dan kom haal hy die gelowiges wat lewe, die ongelowiges wat dood is. En wanneer hy kom met die asem, met sy woord, gaan al die ongelowiges dood neerslaan. So dis daar waar die aardvoëls bymekaar gaan kom. Daar. Ek het so 'n prentjie bymekaar gesien, gesit van wanneer die Here kom. Wie van julle wil daai prentjie ervaar? Ek wil seker nie. Ek wil nie daai prentjie ervaar nie. Ek wil een van daai wees wat die Here gaan sien kom met 'n blye hart, met vreugde in my hart. Alles is verby. Van nou af gaan ek saam met die Here wees. Die lewe gaan oor keuses, het ons nou 'n paar keer oor gepraat. En vanaand is een van daai keuses. Gaan ek vir God en sy woord glo, of gaan ek verwonderd agter die dier aanhardloop? Maak ek keuse vanaand. So wat sê die mense? Hulle praat van die wegraping. Wat sê die wegraping? Gelowiges word weggeraap en die ongelowiges bly hier op die aarde. So met ander woorde, hulle kry 'n tweede kans. Hulle sê nie hulle gaan doodgaan nie. Hulle sê nie so nie. Die lewendig is weg, die ongelowiges kry 'n tweede kans. Is dit 'n regverdige, liefdevolle God wat dit gaan maak? Wat van my ma en pa, my broer en my suster, al my familie, die hele geliefdes wat dood is? Hulle leef nie op daai stadium wanneer die Here kom nie. Net hulle wat dan leef, kry 'n tweede kans. Dink julle, liefdevolle God sal dit doen? Sou die Bybel dan nie gesê het, en die dooies staan ook op nie, dat hulle ook 'n tweede kans kry? Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie wat ons nou net gelees het. En onthou, ons glo net wat in die Bybel is. Nou wat van hulle verweer die dief in die nag? Wat word bedoel met die dief in die nag? Kom ons lees. 1 Tessalonisense 5 vers 2. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. So wat beteken dit? Wat beteken dit wat hier staan? Kom ons lees verder in Matteus. Maar die dag en die uur weet niemand nie, en ook die engele van die hemel nie, maar net die Vader alleen. So met ander woorde, dis nie wat ek en julle dink, die wat in die nag kom, onverwags nie. Nee, die klem val op die dag wanneer die Here kom. Nie die dief nie. Dit is net soos ons nou gelees het van waar. Van die klem op waar. Nie wie nie. Hier is dit presies dieselfde. Waar kom die gedagte van die wegraping vandaan? Waar kom dit vandaan? Francisco Ribera word in 1561 versoek om 'n ander interpretasie van die Bybelprofesie te ontwikkel. Hoekom? Hoekom word hy versoek? Onthou julle hoe ek tot bekering gekom? Deur daai wonderbaarlike profesie van Jesus se kruisiging. Nou, en dis in hierdie profesie waar dit vir ons duidelik is van wanneer die Here kom en op watter tyd. En dis hier wat Ribera gevra was om 'n misleiding te bring. Ribera vertooi sy teses genaamd Futurisme in 1585 en publiseer dit in 1590. Hy was 'n Spaanse Jesuïtiese teoloog, identifiseer met die futurisme, Christelike eskatologie siening. Wie se siening was dit? Ribera se. So dit was nie die Bybelse siening. Hoeveel tesisse is vandag voltooi?
wat die mense uitstekende resultate gekry het, wat nie Bybels is. Ons moet altyd teruggaan na die oorsprong, na die Bybel, om sekere dinge te verduidelik. So wat leer die futurisme? Die paus is nie die antichrist nie. Wat het ons gesien in Daniël 7? Geïdentifiseer op dinge wat gebeur het, op dag en datums en alles. En hulle sê die pausdom is nie die antichrist nie. Tweede, die antichrist verskyn eers later aan die einde. So met ander woorde, ons moet vandag die antichrist verwag om te verskyn. Want Daniël 7 sê nee, tussen die horinges het hy opgekom. In daai tyd. Die antichrist sal vir 7 jaar in die tempel van Jerusalem regeer. Wat 'n 7 jaar is dit? Dis die laaste 7 jaar van daai profesie. So dis heeltemal glad nie in lyn met wat die Bybel sê nie. Hy sal die Christene en die Jode gedurende die laaste 3,5 jaar vervolg. Wat ons gehoor van 3,5 jaar? En hy sê 'n profesie in die middel van daai laaste week, 3,5 jaar plus 3,5, 7, in die middel van daai laaste 7 jaar, wat het daar gebeur? Jesus het gesterf. Hier sê hulle, gaan hy die Christene vervolg. Dis nie naaste by wat die Bybel gesê het nie. Jesus kom egter na 3,5 jaar terug en verslaan die antichrist by Armageddon. Nee. Jesus het in die helfte van daai 7 jaar, in die helfte, 3,5 jaar van daai 7 jaar, het hy die duiwel verslaan aan die kruis. Dis 'n heeltemal 'n interpretasie wat nie Bybels en waar is nie. Hierna breek 1000 jaar van vrede aan. Hoe ver verkeerd is hulle? Futurisme ondermyn die 490 jaar profesie, om hulle standpunt te huldig. Dis soos ek die eerste aand gesê het, toe daai professor sê, ons moet die Vader haat en die Seun lief hê. Want die Vader het die Seun laat sterf. Maar daai professor het nie besef, hy het vir hom gesterf. Dis dieselfde hierso. Die laaste week word aangeskuif na die einde toe. Nou my vraag vandag is, kan ek die laaste week van daai profesie skuif? Ons het 'n begindatum, ons het 'n einddatum. Kan ek daar geskuif het? Weet julle wat is die gevolg? As ek daai week skuif, het Jesus nog nie gekom nie. Jesus het nog nie die versoeningsprys vir ons betaal. Hoor julle wat ek sê? Ons is verlore. Ons het nie 'n God nie. Ons het nie 'n verlosser nie. Ons kan nie daai laaste week skuif nie. Dink bietjie terug. Dit was die profesie. Die laaste week kan ons nie skei nie. Ons kan nie. Want op die regte tyd is hy gedoop. So hulle wil gaan, hy's gedoop, vat hierdie weg. Kon hy gedoop gewees het? Nee, hy het nog nie gekom nie. Hy moet sterf van die helfte. Hy het gesterf op die presiese tyd. Toe die priester die keeltjie wou sny, toe blaas Jesus sy asem in. Hy kon nie. Hulle kon nie daai week skuif nie. So dis heeltemal ongehoor. So waar kom die moderne interpretasie daarvan? Schofield sien die teorie by Nelson Darby. Wat hy gekry het by Margaret MacDonald, wat 'n droom gehad. En hulle sit dit in die geskrifte. Wat vandag studienotas is in die Bybel. Stelselmatig het die duiwel gekom, hierdie leerstelling van misleiding gevat en dit in die Bybel gesit. So jong studente vandag, wat die Bybel vat en lees dit in die Bybel. Natuurlik gaan hulle dit glo. Dit staan dan in die Bybel. Maar wanneer ons die Bybel studeer, moet ons altyd gaan na die oorspronklike Bybel toe. So ons gaan na die begingeskriftes toe. En dis nie in die Bybel. Maar dis 'n groot twispunt. Kom ons vra vir Jesus self. Laat hy vir ons verduidelik, is daar so iets. Ek het vir julle gesê die Bybel is betroubaar. Ons is vandag besig om te kyk, het ons 'n toekoms. Ons het gesien Jesus gesterf op die regte dag. Hy is ons verlosser. Sy woord is betroubaar. Ons het dit gesien. Ons het gesien die profesie en hy kan in die toekoms inkyk. So hy nie geweet het van hierdie misleiding op die aarde,
wat gaan kom nie. Verseker het hy geweet. Ken julle die gelykenis van die goeie en die slegte saad? Ken julle dit? Kom ons kyk weer daar. Matteus 13 vers 37. Daar was goeie saad en slegte saad wat gesaai is. En later toe verduidelik Jesus die goeie saad, se gelykenis. En in vers 37 sê hy, en hy het geantwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad is die kinders van die koninkryk. En die onkruid is die kinders van die bose. Met ander woorde, die goeie saad wat gesaai was, het Jesus gesaai. Die goeie saad is die kinders van hom. Die slegte saad is die kinders van die bose. So gee Jesus vir ons dan 'n beskrywing van hoe die wêreld vandag is. Kinders van die Here, kinders van die bose. Vers 39 sê, en die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is die volëinding van die wêreld. En die maaiers is die engele. Hoor julle? Die saailand is die wêreld. Die oes is wanneer die Here kom. So dis met die wederkoms. Waar was almal die mense gewees? Hulle was almal op die aarde gewees. Want onthou die Here gee vir ons die gelykenis van die oes. Vers 40 sê, net soos die onkruid dan bymekaar gemaak word en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Wow. Geen twyfel nie. Aan die volëinding van die wêreld sal die onkruid eers bymekaar gemaak word, volgens die Here. So as daar 'n wegraping moes wees, moet die ongelowiges weggeraak word. Is dit nie? So wat Jesus sê, so Jesus verduidelik dit baie mooi. Hy is die saaier. Die oestyd is aan die volëinding van die wêreld. Met ander woorde, dis wanneer die hoëpriester uit die allerheiligste uitkom. Dis wanneer Jesus sy kinders kom haal. Goeie saad gaan hulle wees wat die kinders van die Here is. Die slegte saad gaan die kinders van die boses wees. En die maaiers gaan die engele wees, en hulle kom saam met Jesus om te vergader. So die slegte saad sal eerste en daarna die goeie saad bymekaar gaan. Die Bybel verduidelik gewoonlik vir ons in meer as een terme wat bedoel word. As ek tot bekering kom en ek hoor hierdie ding, klink dit vir my so wonderlik. Want ek het nou tot bekering gekom, ek is 'n kind van die Here, ek kan nie wag vir die wegraping. Maar toe ek hierdie lees van wat die Here sê van die goeie en die slegte saad, toe begin ek vra. En 'n pastoor sê vir my, weet jy sal nêrens in die Bybel die woord wegraap kry, want dit is in die Bybel nie. Ons moet dit inlees, ons moet verstaan, want dit is wat gaan gebeur. En ek maak dit toe 'n taak vir myself, om my Bybel te vat, en om deur te gaan, en wegraap te soek. Het julle al wegraap in die Bybel gekry? Het julle al? Min mense het dit ooit gekry. Wel, ek het dit gekry, 'n paar keer. Hoor wat sê Sefanja. In Sefanja 1 vers 2, saamskraap, wegraap, sal ek alles van die aardbodem af, spreek die Here. En vers 3 sê, ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap voëls van die hemel, en die visse van die see, en die struikelblokke saam met die goddelose. So met ander woorde, wat sê hy? Saam met die goddelose sal hy wegraap, wegskraap. Die teenoorgestelde wat vir my gesê word van die wegrapingsteorie. Die teenoorgestelde. So wat sê die wegrapingsteorie? Die gelowiges. Ons moet die woord van God studeer. Ons moet pas op vir misleiding. Sefanja 1 vers 7 is vir my baie mooi vers. Swyg voor die Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het 'n offer berei vir sy gaste. Swyg met misleiding. Swyg voor hom. Stap weg. Aanvaar wat die Here sê.
Dis nou dalk my vanaand sê julle dis my opinie. Stem die Bybel saam met dit wat ek gesê het. Met ander woorde, kom ons vra die mense in die Bybel, wat sê julle? In die Ou Testament, in die boek Daniël, 12 vers 13. Nou ek sien Daniël as een van die voorbeeldigste, gelowigstes, biddende kind van die Here. Waar moes hy gewees het? Waar moes hy gewees het vandag? Maar ons lees in Daniël 12 vers 13, en jy gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan, tot aan die bestemming van die einde van dae. So op die einde van dae, wanneer is die einde van dae? Wanneer die Here kom, gaan Daniël opstaan. Daniël gaan dit sien. Dis wat ons gelees het vanaand, dis presies wat gebeur het. Was daar 'n misverstand in die Nuwe Testament? Wat sê Lazarus se sussie? Martha antwoord hom, ek weet hy sal opstaan in die laaste dae. Ook, sy het hom verwag om op te staan in die laaste dag. So die Bybel is baie, baie duidelik. Baie duidelik. Gelowige kinders staan op wanneer die Here kom. Ongelowige kinders gaan nie opstaan wanneer die Here kom. Hulle staan op 1000 jaar na daai tyd. Paulus sê presies dieselfde. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van die weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Mense, gaan studeer julle skrifte. Gaan kyk wat bedoel het. Gaan kyk asseblief 'n bietjie wat bedoel het. Jesus bevestig dit ook. Ek sal hom opwek in die laaste dag. So kom ons som op. Kom ons som op. Jesus kom haal ons op die wolke. Engele wat saamkom. Hoorbaar, almal gaan dit sien. Soos die klank van 'n bassein. Hoorbaar. Ons gaan dit sien en hoor. Engele kom vergader die kinders van die Here. Hulle kom die oes bymekaar, net soos Jesus verduidelik het, met die goeie en die slegte saad. Hulle kom gaar die oes bymekaar. Hulle wat dood was, soos Daniël, soos Lazarus, wat gesterf het, gaan opstaan, gelowige kinders. Saam met ons wat lewendig op die aarde is, saam gaan ons op, Jesus tegemoet op in die hemel. 1000 jaar gebeur niks op die aarde nie, want almal is dood. Met die asem van die Here word die ongelowiges gedood. Satan in kettinge van frustrasie vasgevang, hy kan niemand mislei nie. Wag vir 1000 jaar. Dan staan almal op. Ongelowiges en almal van hulle staan op. So daar's nie 'n wegraping nie. Gaan nou terug vanaand te gaan studeer en kyk of dit wat ek gesê het vanaand die waarheid is. Kom ons sluit af. Here en Hemel Vader, baie dankie vir u woord wat dinge so duidelik maak. Here, ons het vanaand gesien dat die vyand woes is, dat hy verwoed is en dat hy net soos vir Eva ook vandag nog mense gebruik om te mislei. Dis 'n hele geruime terug wat die wegraping teorie te voorskyn gekom het, Here. 'n Groot misleiding uit die woord uit. Open asseblief ons harte en ons verstande om te kan sien dit wat die woord bedoel. Te kan sien, Here, wat die woord sê. Mag Here gee asseblief die oortuiging in ons hart dat ons dit kan aanneem, dit kan aanvaar en dit kan lewe.
Vergewe ons, Here, vir daar waar ons ongelowig is. Vergewe ons, Here, daar waar ons teen die woord praat. Vergewe ons asseblief, Here, daar waar ons nie wil verander nie. En help ons om U gehoorsaam te wees. Vra dit in Jesus naam. Amen.